Welkom terug. Die Afrikaanse sanger en liedjie-skrywer Jan Raap is bekend vir sy opregte musiek en diep lirieke. Vandag kom vertel hy vir ons meer van die veld en hoe dit hom beïnvloed het met sy splinternuwe vrystelling. Lekker ou Jan, welkom. Môre dames, hoop dit gaan baie goed met julle. Ja man, dit is lekker om met jou te gesels as jy daar op die plaas. Ek kan nie agterkom waar jy is nie. Ja, ek sit hier in my, ek weet nie, dis so ietsie tussen 'n studeerkamer en 'n musiekkamer en dan reg voor my kyk ek uit op die veld en hier agter my is die stoep. O, so die veld is jou skildery in daai kamer. Ag, presies net so. 'n Bosveld TV. Nou ja, Jan, jy sing en jy boer. Vertel vir my asseblief bietjie meer van jou plaasopset daar buite Niekerkshoop in die Noord-Kaap. Waarmee boer jy en hoe boer jy? Suan, ek is 'n gebore Pretoriaaner, groot geword, laerskool, hoërskool, universiteit, alles in Pretoria. En my ouers kom albei van die Noord-Kaap af en my ma spesifiek hier so in Niekerkshoop. En toe ek op universiteit is, het my ouers naderhand plaas toe getrek en toe my broer en ek het so 11 jaar terug het ek plaas toe getrek en ons boer hierso met skaap en bees en so 'n bietjie boerbokke net om ons nog steeds so nou en dan 'n bietjie kwaad te maak. En dan ja, as ek nie in die veld is nie, as ek my vellies aan het nie, dan is ek ergens op 'n verhoog met 'n gitaar in my hand besig om musiek te sing en te skryf waarvoor ek lief is. Hoor, kan ons praat oor jou pragtige kinders, want jou seun is hierdie jaar in graad 1. Ja, Jennifer, hy is graad 1 en ja, dit was nogals vir my 'n moeilike, of nie moeilik nie, maar 'n onbekende hoofstuk wat vir ons voorlê vir my en my vrou. En ons is baie trots op die mannetjie uit na die eerste kwartaal agter die blad. Hy's in die koshuis, 'n hele 70 kilos weg van die huis af. So ons sien hom naweke. En dis nou waar hierdie groot, ek wil amper sê, toertjies wat ek moet uithaal, want naweke moet ek by die huis wees as my seentjie by die huis is, maar naweke is wanneer ons as kunstenaars en musikante wanneer ons werk. So daar's nou 'n fyn balans wat gehandhaaf moet word, maar sover kry ons dit mooi reg. Baie lief vir die ouetjie. Ag, lekker. En dit is ook lekker om te sien jy deel jou liefde vir die veld met jou kinders ook. En dit het ook nou baie uitgekom in hierdie liedjie wat jy nou geskryf het. En ek hou daarvan dat jy ook gesê het die veld is vir jou meer as net 'n plek. Dit is soos 'n karakter in jou lewe. Ek gesels met hom, ek leer by hom en ek leef saam met hom. Vertel ons 'n bietjie van jou jongste herinneringe in die veld waar jy seker lekker gewerk het toe jy nou hierdie liedjie geskryf het. Ja, definitief so aan. Soos ek sê, ons het groot geword in Pretoria, ek en my broers en my ouers almal daai kant gewees. Maar my oupa, hulle was al die jare hier, my ooms. So ons het vakansietye as ons see toe gaan. Dan sien ons vreeslik uit daarna, maar so 3 dae later dan sê ons my pa, okay, dit was nou fantasties, baie dankie. Kan ons nou plaas toe gaan na oupa en ouma hulle toe. En so baie see-vakansies is so 'n bietjie kort geknip omdat ons dan nie meer kan wag nie. Maar ek moet sê van my herinnering as kind op die plaas was saam met my neefies en my niggies en my broer en almal met ketties en daar was hierdie bessiebome wat so in die droë lope gegroei het en dan ons nou, dit was soos ons paintball gewees. Met elke oue kettie gevat en al jou patrone hang aan die bome, so jy moet net hardloop en vir jou bessies pluk. En dan ja, enige iets van perdry en in die kraanse speel. Ek sing reeds in die liedjie wat ek geskryf. In jou kraanse geklim en jou bome gespeel. Dit is letterlik maar daai kind wees in die veld op die plaas en ek's nou bevoorreg om dit nou met my eie kinders te kan sien. So dis regtig fantasties. En dit is definitief 'n absolute voorreg. Hierdie liedjie het jy saamgewerk saam met Loki Rothman. Hoe was dit gewees? Jennifer, dis altyd so groot voorreg om saam met Loki te werk. Ek en hy het nou al 'n paar jaar terug begin saamwerk en wat hy van my liedjies vervaardig en ek moet sê dis maar 'n verhouding wat bou tussen my en 'n vervaardiger en so aan oor die jare en mense begin mekaar net al beter en beter leer ken en as ek 'n liedjie skryf en ek gaan nou na hom toe dan het hy al klaar meer 'n idee van wat het in my koppie aangegaan toe ek die liedjie geskryf het en dan gaan sit ek en hy met daai lied en ons werk verder en ons skaaf en skuur aan hom tot daar ietsie uitkom wat regtig vir my so groot voorreg is om te kan sing en op te tree en vir mense daar buite te gee om na te luister. Vertel vir ons 'n bietjie voordat ons by die musiekvideo kom.
ek weet dit gaan nie net oor emosies nie, dis ook 'n lekker dansliedjie, maar jy sing ook daarin van ek het jou droogte gesien en jou brande beklei. Ek dink daar's iets daar is iets wat baie Suid-Afrikaners mee kan vereenselwig, nê. Maar veral in die Noord-Kaap is dit dan maar eintlik pynlik om die land en die aarde in puin te sien lê na 'n brand of 'n droogte en dan weer daai emosie daarna as die eerste reëns weer kom, nê. Dit is dan maar net diep in 'n mens se siel gewortel. Absoluut so aan en dis waar daai inkom wat die veld vir my soos 'n karakter is in my lewe. Ek het jare terug het ek 'n liedjie geskryf saam met John Boucher met die naam van Huisie in die Bos. En ons het toe doelgerig gesit en gesê maar ons gaan met die veld praat asof dit 'n karakter is, asof dit 'n persoon is. En dit het ek geskryf toe ons net laas toe getrek het. So dit was half toe is ons almal opgewonde om nou hier te bly en al daai dinge. En van toe af tot nou toe is dit 7 jaar later en hierdie liedjie is nou al vir my 'n dankie sê aan daai selfe karakter, daai selfe veld karakter. Wat nou al 7 jaar saam met my hierdie pad voltyd stap. Van kind af, maar ek meen vandat ek nou hier bly en ek hier getrou en daar's nou kinders in die prentjie en so hierdie verhouding tussen my en die veld raak net al dieper en dieper en so het ek die veld al op sy mooiste gesien soos nou. Ek wens julle kan sien wat ek sien as ek hier by die venster uitkyk. Dit is ongelooflik mooi, maar so ook het ek al die veld gesien op sy slegste. As dit brand en dis moeilik en dan daar's 'n droogte en dis verskriklik, maar net so ook hierdie veld my al gesien op my mooiste en op my beste en op my gelukkigste, maar ook as dit met my swaar gaan en as dit met my nie goed gaan nie en ek is op 'n moeilike plek. So ek in die veld is ons is chommies. Ja, en die veld sê nooit vir mens, huisies, jy stink, jy moet eers gaan stort nie. Jy kan enige tyd in hom gaan stap. Maak nie saak hoe jy voel, lyk of ruik nie. Hy oordeel nooit nie. Hy judge nie. Vertel van die musiekvideo, waar het julle geskiet? Ons het aanvanklik was die plan so aan om hier by my te skiet op die plaas self, maar die logistiek is altyd maar redelik moeilik omdat dit so ver is en om die hele kameraspan en almal hiernatoe te kry. Dis baie makliker om een persoon Gauteng se kant te vat as om al daai mense hiernatoe te bring. En so ons het hom geskiet daar tussen Pretoria en Kreersdorp. Ja, wat 'n pragtige dag. Dit was so 'n reënerige dag geweest. So dit het so bietjie gereën en dan stop dit en dan 'n bietjie gereën. So ons het heeltyd sulke venstertjies gehad waarna ons moes gewerk het, maar op die ou einde is ek baie bly en ek wil amper sê al is dit nie by my geskiet nie, dit wat ek wou oordra en jy sal sien in die video ook daar's heeltyd twee perspektiewe wat hoe die veld my sien en hoe ek die veld sien. So ons het dit probeer inkorporeer in die video is hierdie twee mense, twee karakters wat heeltyd vir mekaar kyk en ja, ek hoop ons het dit goed reg gekry. Ja, ek dink meeste mense in Suid-Afrika kan op hierdie stadium getuig van hoe mooi die veld lyk. Ek weet daar waar my ouers bly is die Vaalrivier besig om uit sy nate uit te bars en ek kan dink daar by jou is die veld ook verskriklik mooi. So dit is baie gepas met die vrystelling van hierdie video om ook hulde te bring aan die veld en dit was heerlik om met jou te gesels. Goed gaan en ons sien uit na die res van die dinge wat jy gaan uitbring, hoor. Baie dankie so aan. Ek waardeer dit opreg en dankie Jennifer en dankie vir kyk net en dankie vir almal wat my musiek luister. Ek waardeer dit opreg. Lekker dag vir julle.